besig met die dissipline of die gewoonte om die Bybel te lees, te bestudeer. En Heinrich het verlede week die eerste deel daaroor gepreek, en as jy dit gemis het, kan jy dit nou kry op YouTube vandag, as jy daai deel ook verluister. So ons gaan vandag verder gestels oor die Bybel wat God se woord is. Nou, die Bybel is God se geskrewe woord, né? Dis op papier. Dit is soos as ek sê, hardop sê, dis my woorde, maar as ek dit op papier sou skryf, bly dit nog steeds my woorde. En in die Ou Testament het God baie kere profete gebruik om vir mense iets te gaan sê. Soos byvoorbeeld vir Moses, het ons baie keer op die berg gegaan, en dan as hy afgekom het, dan het hy vir die mense gesê, so sê die Here. So God het die profete gebruik om te praat, en in die Nuwe Testament sien ons hy die apostels gebruik om te praat met die mense, maar dan sien ons ook op verskeie plekke in die Bybel, en ek gaan vir julle een versie lees, dit staan in Jesaja 30 vers 8, wat sê, gaan nou in, skryf dit op 'n tafel in hulle teenwoordigheid, en teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir later daar, vir altyd tot in ewigheid. So God het vir die profete gesê, hulle moet dit gaan neerskryf, né? Sodat dit vir altyd behoue kan bly. Sodat die volgende mense wat gebore gaan word, die volgende kinders, sodat hulle dit kan lees en hulle dit kan leer ken. So die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, is God se woord. Die in Deuteronomium 12 vers 32 lees ons, alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou, dit moet julle gehoorsaam, dit moet julle gaan doen. Jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. So jy mag nie goedjies bysit by die Bybel, en jy kan ook die dele uithaal nie. Ek het 'n hele paar jaar terug in my bediening het ek 'n paartjie gehad wat hulle ken die waarheid in die kerk groot geraak alle jare, en toe op 'n dag besluit hulle, net die Ou Testament is geldig en die evangelies. Die res is nie geldig nie. En ons kan ook nie net gedeelte, baie mense gebruik net sekere versies. Ons haal 'n versie uit, en dan ons gebruik daai versie so, maar ons gebruik hom nie in konteks. Dit beteken ons verdraai wat hy eintlik beteken het. So ons haal hom uit konteks uit, né? En dit is ook gevaarlik, en God waarsku daarteen. Hy sê ons moenie wegvat of bysit nie, want daar sal 'n oordeel wees vir die wat dit wel doen. So ons gaan vandag, want kyk, ons kan 'n hele reeks actually doen net oor die Bybel, né? Maar ons het nou nie al die tyd in die wêreld, so ek wil eintlik by een ding stil staan, en dit staan in Hebreërs, wat sê dat die Bybel is 'n swaard. En Hebreërs 4 vers 12, en ek het nou net die eerste gedeelte daar gesit terwille van die kinders, en partykeer van ons groot mense ook, sodat ons daai gedeeltetjie moet onthou, maar ek nooi julle om die hele gedeelte te gaan lees van Hebreërs 4, so ek het daarom toe ek voorberei het, nie net na daai stukkie gekyk nie. Dit lees, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. So ek wil vandag stil staan by die woord wat die swaard is. En die heel eerste ding wat ons daar lees, is die woord van God is lewend. Nee, nou ek het probeer om maar ons almal ken wat lewend is, né? En ek dink ons almal het al gehoor dat iemand sê, die Bybel is oudtyds, of dit geld nie meer vir vandag se tyd, ons leef in 'n ander tyd. Maar dit is eintlik so groot leuen om dit te glo, want ons aanbid 'n lewende God. Dit is nie 'n boek wat geskryf is deur iemand wat jare terug geleef het en toe dood gegaan het. Dit is 'n boek van God self wat nog self lewe. So dit is lewend, en die Bybel sê vir ons op verskeie plekke, onder andere in 1 Petrus 1 ook, dat die woord van God is vir altyd, dis ewig.
dit gaan nie verby nie, dit verloor nie sy krag nie. Dit is soos 'n saadjie, nê, want in die Bybel lees ons ook die woord, daai bekende gedeelte van die saaier, die woord is die saad, en in 'n saadjie is daar lewe, want as ons hom geplant het, dan bring dit iets voort, nê, en dit is, die woord van God is nie passief nie, dis nie dood nie, nê, daar kom iets voort uit die woord van God, dis lewend. Nou ons het ook gelees, die woord van God is lewend en kragtig. Sien, ek gaan julle toets, nê? Die woord van God is lewend en kragtig. So die woord van God het regtig krag, hy's powerful, nê? Hy kan vir iemand wat wonde het, nie noodwendig fisiese wonde nie, maar in jou hart, jy het dalk seer gekry, dit kan help vir dit kan jou gesond maak, dit kan heel maak, dit kan hoop bring, as jy op 'n plek is wat jy hopeloos voel. Die woord van God kan iemand wat glad nie glo nie, kan die woord van God alleen, sonder dat iemand vir daai persoon noodwendig iets sê, self sê, die woord van God kan iemand oortuig van sonde en sy verlorenheid. Daar is 'n moslim man gewees wat, hulle wou die Christene aanvat, so sy taak was om die Bybel te bestudeer. En hy wou nie. Hy het vir sy pa gesê, hy wil nie dit doen nie, hy wil nie met hierdie mense se boek omgaan nie. Sy pa het hom gedwing, en hy het begin om in die woord te lees, en soos wat hy begin lees het hy begin goed glo. So op 'n stadium dat want sy pa het vir hom 'n sekere tyd gegee, en toe vat hy daai Bybel en hy steek hom weg. Want julle weet, in 'n moslim wêreld, as iemand tot bekering kom, word hy uit die gesin uitgeskop. Hy word verwerp, nê, maar hier is hierdie jong man besig met die woord van God, en hy leer God ken. En hy kom tot bekering, net dat hy besig is met die woord self, sonder dat enige iemand vir hom enige iets gesê het. En in Romeine sien ons dat die gehoor is deur die woord van God. Mense hoor God deur sy woord. Dan behalwe dat dit ons troos, dat dit iemand kan oorhaal om 'n kind van God te word, maak die woord ook skoon. Nou daar's 'n storie van 'n oupa. Wie van julle almal is hier oupas? Baie, nê? En party is nie noodwendig eers 'n biologiese oupa nie, nê, maar party van die manne, julle het kleinkinders en kindertjies waarop julle ook 'n voor 'n rolmodel kan wees. Want hierdie oupa het elke oggend by sy kombuistafel het hy gesit en die Bybel gelees. En nou daai seentjie in die prentjie, dit was nou die kleinseun, hy het actually saam met sy oupa gebly. En elke oggend het hy gesien hoe oupa die Bybel lees. En toe dink hy, maar hy moet dit ook doen. Hy gaan dit ook probeer. Hy kon darmal lees. En hy het begin lees, maar later toe dink hy, ag nee, wat dit is sommer nonsens. Sodra hy die Bybel neersit, dan kan hy nie eers meer onthou wat hy gelees het nie. En party van die goed is net te moeilik om te verstaan. So hy gee moed op. Maar die een oggend skraap hy moed by mekaar en hy sê vir sy oupa, oupa, ek wil vir oupa ietsie vra. En oupa gaan sit by die tafel en hy sê vir hom, nou laat ek hoor, wat het jy op die hart? En hy sê, oupa, ek het nou gesien, jy lees die Bybel, so nê, kyk hoe jou Bybel lyk nie meer so mooi nie, so baie soos wat jy hom lees. Maar ek het gesien, jy hou aan, en elke oggend as ek inkom in die kombuis, dan sien ek, jy's besig met jou Bybel. En ek het dit ook probeer, maar ek dink nie dit werk nie. Ek dink is sommer useless om die Bybel te lees. En die oupa sê vir hom, vat nou hierdie mandjie, want hulle het nog steenkoolstowe gehad, en die mandjie waarin die steenkool gewoonlik was, hy sê vir die seentjie, vat jy nou hierdie mandjie, nê? Dan hardloop jy af rivier toe, dan maak jy hom vol water, en dan bring jy gou die water vir my. En die seentjie hy gaan doen wat sy oupa sê, hy gryp die mandjie, en hy's af rivier toe, maak hom vol water, terug by die huis, toe hy by die kombuis kom,
Toe sien hy maar daar's niks se water in die mandjie nie. Toe sê hy, ag nee oupa, die mandjie is leeg. En die oupa lag toe, hy sê, dalk moet jy 'n bietjie vinniger loop. Hy sê toe reg, hy's weer af met die mandjie rivier toe, maak hom vol water, loop 'n bietjie vinniger, toe hy by die kombuis kom is mandjie weer leeg. Hy sê vir oupa, ag nee, dit help nie. Oupa sê, dalk moet jy 'n bietjie vinniger hardloop, dan gaan dit werk. Die seentjie is af rivier toe en hy skep die water en hy hardloop vinnig en toe hy by die kombuis kom, toe sien mandjie weer leeg. En hy sê vir die oupa, dis sommer nonsens, ek gaan eerder 'n emmer gebruik en hy wil die emmer vat en die oupa sê nee, dis nie wat ek jou gevra het nie, vat die mandjie. Hy's weer af met die mandjie en hy dink in sy kop, ek gaan nou vir my oupa 'n punt bewys, dat dit maak nie saak hoe vinnig jy hardloop nie, hierdie mandjie gaan nog steeds leeg wees teen die tyd wat ek by die kombuis kom. So, af rivier toe, skep die water, terug kombuis toe en hy hardloop so vinnig soos wat hy kan. Toe hy by die kombuis kom, toe sê hy vir oupa, ag dis useless, kyk die mandjie is nog steeds leeg. En die oupa sê vir hom, kyk gou binne in die mandjie. En toe kom die seentjie iets agter, want die mandjie lyk nou anders in die binnekant. Hy sê meer so vuil van die steenkolie. Hy het nou skoon gewas. En dit is wat die woord van God vir ons is, nê? Dit was ons skoon, want as ons in die woord besig is, dan oortuig die woord ons van goed in ons lewe, wat nog nie in lyn is met Jesus nie, wat ons nog moet regmaak. So maak die woord, hoe meer ons in die woord besig is, hoe meer maak die woord ons skoon. So ons het gesê die woord van God is lewend en kragtig. En nou die derde een is, die woord van God is ook skerper as enige tweesnydende swaard. Nou 'n tweesnydende swaard, wie van julle het 'n skerp mes by die huis? Die kinders, julle mag mos nie met skerp messe sny nie. Hoekom mag jy nie met 'n skerp mes sny in Italië? Want jy gaan jou stukkend sny, jy gaan jou raak sny, nê? Nou 'n tweesnydende swaard is nie net 'n gewone skerp mes, hy kan sny aan al twee kante. Gewoonlik het 'n mes mos 'n plat kant en dan het hy 'n skerp kant, nê? Maar 'n tweesnydende swaard het twee skerp kante. So hy kan na al twee kante toe sny. Jy hoef nie jou wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir grip? Jy hoef nie jou grip, jou greep te verander nie, nê? So dit is nou, daar is 'n prentjie van 'n tweesnydende swaard, nee, hy kan aan al twee kante toe sny. So wat dit beteken in Hebreërs, as ons sê die woord is skerper as enige tweesnydende swaard, beteken dit maak ons skoon. Wie van julle het al 'n span spek gekoop, dan lyk hy baie mooi aan die buitekant. En aan die oomblik as jy hom deursny, dan is hy sleg aan die binnekant, nê? En daar is nog aan. En dit is amper so, nê? Baie van ons lyk na die perfekte kinders van die Here, nê? Want ons gee baie keer 'n mooi prentjie na buite. Maar die binnekant is iets wat nog nie is soos wat God dit wil hê nie, is nog nie gelyk aan Jesus nie, want onthou, God se plan vir ons is om te verander, om al meer en meer soos Jesus te wees. So eerste wys die woord vir ons wat nog nie reg is in ons nie. So na binne toe sny hy en dan na buite toe is hy vir ons 'n swaard ook, nê? Nou om dit te verstaan gaan ons kyk na toe Jesus versoek is. Nou eers wil ek gou terwille van die kinders, wat is 'n versoeking eintlik? Dit is daai gedagte wat in jou kop kom, iemand het jou nou bitter kwaad gemaak, en nou dit is nie eers soos in ek dink aan ietsie, ons reageer mos nog baie keer voordat ons eintlik gedink het, maar dis daai ding wat in jou opkom van nou gaan ek hom vertel, nou gaan ek hom goed sleg sê. En dan word dit sonde wanneer ek dit wel doen. So die versoeking self is nog nie sonde nie, dis wanneer ek die verkeerde ding doen, dan doen ek sonde. Nou Jesus wys vir ons hoe om ons Bybel as swaard te gebruik.
hy moes 'n baie moeilike ding gedoen het. Vir 40 dae was hy in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees self. Nou, ek wil gou hê die groot mense kan maar ook staan, my kinders kan gou staan, laat ek sien waar is julle. Laurens, Rikus, julle moet gou opstaan, laat ek sien waar sit julle. Hoe lank kan julle op een beentjie staan? Staan gou op een been, sonder om aan iets vas te hou. Kan julle staan op een been? Laat ek sien, Talia, kan jy op een been staan? Sonder om iets vas te hou? Ok, dit is nogal lank. Ok, daar val ons om. So ons kan dit nie eers so lank doen nie, nee. Maar Jesus het vir 40 dae het hy 'n moeilike ding gedoen. Wat hy in die woestyn was sonder kos. Nou sê gou vir my, hoe maak jou maag as jy honger is? Gor, nee. En party van ons maage gor nie net nie, ons raak ongeduldig en ons raak moeilik, want ons wil nou iets hê om te eet. En ons raak moeg, nee. Ons het nie energie nie. Nou onthou, ons het so 'n paar weke terug, het ons stil gestaan by Jesus wat mens was, nee, hy het as mens gekom aarde toe, so hy het honger gekry, hy was honger, hy het moeg geraak, en daar in die woestyn, kom die duiwel na hom toe, en hy probeer hom versoek. Hy probeer dat Jesus iets verkeerd doen. Wie van julle kan uit die pakkie raai, die kinders, uit die pakkie raai, wat was die heel eerste ding? Die mamas kan maar raai. Die brood, nee, daar's 'n broodjie gewees in die pakkie. So, die heel eerste ding, daar sien ons in Efesiërs wat sê, die woord is ons swaard, so ons gaan nou sien hoe Jesus die woord as swaard gebruik het, om die duiwel weg te jaag. So die heel eerste ding wat die duiwel vir hom sê, hierdie klip, nee, maak van hierdie klip 'n stukkie brood, nee, en Jesus antwoord hom toe, en hy sê toe vir hom, vir die duiwel, hy gebruik die Bybel, nee, so hy praat uit die Bybel uit. Hy sê, maar daar is geskrywe, die Bybel sê, die mens sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. So Jesus antwoord die duiwel, hy jaag hom weg deur die Bybel self te gebruik, nee, om te sê, maar dit staan so in die Bybel. En net soos wat die duiwel vir Jesus versoek het, versoek hy ons ook. Dalk nie op dieselfde manier, want ek dink hy sal vir ons sê, hier's 'n klip, maak van dit brood hê. Hy ken ons mos nou ook, en hy weet waar ons soft spots is, nee. So, dalk, maar het iemand jou al baie seer gemaak, nee, dat jy sukkel om die persoon te vergewe, en jy wens, jy wil iets aan hierdie ou doen, en jy maak planne in jou kop, en dit is 'n versoeking om dan te sê, nee, want die Bybel sê, ons moenie kwaad met kwaad vergeld nie, ons moenie terugseer maak nie. So om eerder die Bybel te gebruik en die duiwel weg te jaag, as wat ek self probeer, nee, daar is 'n kinderliedjie wat die kinders sing van, ons kan hom nie verjaag nie, met judo of karate, nee, gebruik maar net jou Bybel, want daarvoor het die duiwel geen raad nie, nee. So om ons Bybel as swaard te gebruik. Nou die volgende een, vat hy toe vir Jesus op 'n hoë berg, nee, en hy wys vir hom alles hieronder, en hy sê vir hom, ek sal vir jou alles gee, hierdie hele koninkryk, nee, wat nou in my mag is, nee, ek sal dit vir jou alles gee. Al wat jy moet doen, is jy moet my aanbid, dan sal alles aan jou behoort. En Jesus antwoord weer die duiwel, deur die Bybel te gebruik as swaard, en hy sê vir hom, gaan weg agter my, Satan, gaan weg, duiwel, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen moet jy dien. Ons mag net vir God aanbid.
So dalk word jy so kwaad vir iemand, dat dit voel, jy gaan nou net begin vloek en skree en skel. En dan moet ons nie toegee, aan die versoeking om te begin skree, nie, want die Bybel sê in Efesiërs, dat geen vuil woord moet uit ons mond uitgaan nie. En daar moet nie woede en toorn en geskreeu wees nie. So om weer eerder jou Bybel te gebruik en die duiwel weg te jaag en nie toe te gee aan die versoeking en die sonde te doen nie. Nou die derde een, vat die duiwel vir Jesus Jerusalem toe en hy laat hom staan op die dak van die tempel en hy sê vir hom, spring hier af en luister gou mooi wat doen die duiwel. Hy gebruik die Bybel. Hy sê vir hom, want daar staan mos, daar staan mos geskrywe dat hy sal sy engele beveel om nie toe te laat, om jou te bewaar en nie toe te laat dat jy jou voet teen 'n klip stamp of enigsins seer kry nie. So hy gebruik die Bybel. Maar Jesus antwoord hom weer uit die Bybel uit. Hy gebruik sy Bybel as swaard en hy sê vir hom, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En dit moet ons ook onthou, dat ons die volle Bybel moet gehoorsaam en nie net gedeeltes nie, want dan anders kan ons baie maklik in 'n struik trap, daar die duiwel 'n deel van die Bybel gebruik. Maar dat ons nie dan dink, okay, en dan 'n verkeerde ding doen nie, so om die hele Bybel te gehoorsaam. Dit is soos, partykeer ek weet, dit is in die tyd waarin ons nou leef, is die internet, fone, kinders het van baie jongs af toegang tot dit alles, en dan is ons baie tempted, groot en klein, baie kere om na goed te kyk wat ons nie moet kyk nie. En om dan te sê, want ons dink mos nou, is net tussen my en die skermpie, waarop ek kyk, niemand sal weet nie, dis 'n geheim, maar om dan te gaan, voordat ek die ding gaan doen, terug te gaan, maar wat sê die woord, en die Bybel te gebruik, as swaard en die duiwel weg te jaag. Want die Bybel is baie duidelik vir ons, daar's baie skrif, maar in Jeremia sê dit, sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Here, vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here. Nou, ons het gehoor, die Bybel is 'n tweesnydende swaard, na binne toe wys dit vir ons, waaraan moet ek nog werk, en na buite toe help dit my om versoeking te weerstaan en die duiwel weg te jaag. Maar hoe gaan ek dit nou maak werk in my lewe? So iewers moet ek nou iets begin doen, want is alles mooi en reg om na te luister, maar iewers moet ek dit nou begin toepas. So die heel eerste ding wat ons moet doen is, ons moet besig wees met die Bybel. Ons moet iewers in ons huise, ook vir die wat kinders, kleinkinders het, ons het mos nou in die storieetjie gesien, kinders kyk wat ouers doen, wat ouma en oupa doen. Hulle sal eerder volg wat hulle sien, as wat hulle hoor. Hulle sal baie makliker luister vir ma en pa, as hulle sien, dis hoe ma en pa dit doen, as wat ma en pa ek sê, en dit dalk nie doen nie. So om besig te wees met die woord, om daarin tyd te spandeer, om alleen, net by jouself, en ook saam met ander, want wanneer ons saam met ander oor die Bybel praat, soos byvoorbeeld in ons selgroepe, dan klik daar partykeer ietsie meer, dit is 'n manier van om verder oor dit te dink, om dit te bepeins. In Josua en in Psalm lees ons, bepeins dit dag en nag, oordink dit, dink daaroor, dis amper soos diere, skape en so wat kos herkou, want die Bybel is ook vir ons kos, om nog 'n bietjie aan dit te kou, wat beteken dit vir my, wat wil die Here vir my sê, hoe kan ek dit deel maak van my lewe, en om dit vir ons kinders te leer, ek het nou die dag so gelag vir Romano, hy kom na my toe, hy sê, mamma, ek het vandag 'n vers onthou, wat ons daai tyd geleer het, by die kinders se goeters, want ons leer baie verse in kindergroepe.
Maar toe sit so oulik toe hy vir my hierdie vers kom opsê wat hy gedink het hy het vergeet, wat hy jare terug geleer het. So om vir ons kinders te leer, saam met hulle te lees, dit te wys, en dan om self ook teksvers te leer. Nou baie van julle gaan dadelik sê, nee ek is te oud, ek kan dit nie onthou nie, en al daai dinge, maar kom ons oefen gou-gou. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Daar ken julle al die helfte van Hebreërs 4 vers 12. So om dit te leer, want die woord sê ook vir ons in Psalm, dat hoe kan 'n jong mens, en nie net 'n jong mens nie, 'n jongeling, maar ons almal, hoe hou ons lewe skoon? Deur te hou na u woord, en deur die woord in my hart te bære, sodat dit deel word van my lewe. Ons kan hierdie goed op verskillende maniere doen, ons kan dit opplak vir ons in ons huise, teen die yskas. As jy 'n bord het wat jy op kan skryf, kan jy dit daarop skryf. As jy baie op rekenaar werk, kan jy dit op jou desktop sit. Maar om een vers te vat en te sê, okay, vir hierdie maand gaan ek fokus op buiten my ander Bybelstudie wat ek gaan doen, maar ek gaan hierdie een vers gaan ek leer. Want as ons dit in ons harte bære, as 'n deel word van ons lewe, dan is ons besig om ons swaard in gereedheid te bring. Want as die duiwel kom met 'n versoeking, loop ek mos nou nie met my Bybel hier onder my arm en dan sê ek gou vir hom, wag net, hou net gou aan, ek wil net gou ietsie kyk, en dan gaan soek ons eers gou wat die Bybel daaroor sê nie. Want 'n versoeking kom partykeer so vinnig, en dan ons reageer mos partykeer nog voordat ons 2 keer gedink het. En as die Bybel binne ons is, deel van ons lewe is, dan herinner die Heilige Gees ons op daai moment aan 'n vers wat ons al hier gebêre het. Nog 'n ander manier is om dit hardop te sê, om dit hardop te spreek. By die kinders doen ons baie, partykeer dink ek, ons lyk seker partykeer 'n bietjie mal, maar dit werk, is ons sit prentjies by, om dit te leer, ons sê dit hardop, ons sê dit sag, ons sê dit op snaakse maniere, so as jy lief is vir musiek, sit dit wysie by 'n teks, en maak dit so 'n deel van jou lewe, sodat jy dit kan onthou, en dat die Heilige Gees dit kan oproep in jou, wanneer dit nodig is, op daai spesifieke tyd. Nog 'n ander ene wat ons kan doen, is om teks te bid. Baie kere weet 'n mensie wat om te bid, jy is dalk op 'n plek in jou lewe, dat jy nie weet wat om te bid nie. Gaan dan na die woord toe en bid daai teks. En dan die laaste enetjie is, om dit alles te gehoorsaam. Want Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Ons kan nie net besig wees met die Bybel, sonder dat dit deel word van ons lewe nie. Dit moet deel word van ons lewe, en ons moet gaan doen, dit toepas in ons lewe, dat dit deel word, en dat dit dan ook sigbaar is in ons lewe. So, daar's 2 goed, die woord verander ons, maak ons skoon van binne, en dit beskerm ons, en nie net vir 'n gedeelte van 'n tyd nie, maar vir altyd tot God kom, maar dan moet ons reg wees om dit te gebruik, so ons moet besig wees met die woord. Spurgeon het gesê, a soldier in battle must never lay aside his shield. So must we never have the word of God out of our minds. So die woord van God moet altyd deel wees van ons. En dit gaan nie oor, ken ek alles nie, want dit kan net kopkennis wees. Maar die woord moet hier kom, dit moet deel word van, as ons sê hartskennis, moet dit deel word van ons lewe, want ek het 'n oom gehad, hy kon nie die hele Bybel vir jou van Genesis tot Openbaring, soos die ou mense het gepraat van 'n resitasie, opsê.
Sy kennis van die woord was fenomenaal, maar dis al wat dit was. Net kopkennis. Dit was nie hartskennis nie. As dit hartskennis is, word dit deel van jou lewe. Amen. Here God, ons is net mense. Ons verstaan nie eers altyd alles wat ons lees nie. Here, maar dankie dat dit U woorde is, Here, en dat U vir ons kan sê presies wat dit beteken. Here, mag U ons kom prikkel, Here, ons tuispad, sodat ons wil tyd spandeer in die woord en met U woord. Here, en mag ons dit op ons deurposte hê en oral waar ons gaan, dat mense dit sal sien. Dat mense wanneer hulle met ons in aanraking kom, dat hulle iets van U woord en van U sal beleef. Here, dankie dat ons dit nie in eie krag hoef te doen, Here, maar dat dit U is, wat ook dit in ons bewerk, Here. Dankie dat U vir ons die woord gegee het, en dat ons hier in ons land, in Suid-Afrika, vrylik dit kan lees, en vrylik met dit kan omgaan, Here, en ek bid dat U regtig vir ons sal aanspoor om meer tyd in die woord te spandeer. Amen. Ek dink daar is nog koffie. Ek weet nie van eetgoed nie, maar julle is welkom om dit te geniet, en dan, as daar enige iemand is wat gebed nodig het, kan julle, soos wat Leon gesê het, hier aan my regterkant kom wag, iemand sal kom om saam met jou te bid. Ja, en dan kan ons die seën ontvang. Geniet julle Sondag. Mag die Here jou seën, mag hy sy aangesig oor jou skyn en mag hy jou sy vrede gee, nie soos die wêreld nie, maar vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen.